Hey, welkom by SA Gemeente, die tuiste van die nommer 1 netwerk vir jou lewe. Dis so goed om jou vandag hierso te hê. Of jy nou vir die eerste keer inloer of al lank deel is van ons familie. Jy is op die regte plek. As jy nuut is, ons wil jou graag leer ken. Stuur vir ons 'n vinnige e-pos en ons help jou om in te skakel by alles wat aangaan, van gesinsbyeenkomste tot kampusse reg oor die Verenigde Koninkryk. Daar's regtig iets vir jou en jou mense, maak nie saak waar jy bly of wie jy is nie. As jy SA Gemeente as jou geestelike tuiste sien, oorweeg dit om finansiëel saam te bou aan hierdie beweging. Dis maklik. Besoek net die webwerf hierso onder aan jou skerm en gaan na dankoffer. Jou bydrae help ons om lewens te raak, gemeenskap te bou en mense reg oor die wêreld te inspireer om Jesus te volg. Aan almal wat reeds saamgee, baie dankie. Jy's deel van iets groter, 'n netwerk van hoop, geloof en lewe. En nou, maak jou hart oop, want hier kom vandag se boodskap. Goeiedag. Ek praat vandag met jou oor die tema Jesus, kaptein van my bootjie. Maar kom ons raak eers net so 'n oomblik stil, dan bid ek vir ons. Hemelse Vader, ons kom na U tot deur die naam van U Seun Jesus Christus. Here, ons wil dankie sê vir die voorreg om in 'n land te kan U aanbid, waar ons dit mag doen, waar ons die vryheid het om dit te kan doen. Here, ons nooi U, Here, hier in ons midde. Ons dank Here Jesus vir U kosbare woord wat geloof bou, die salwing dra en die hekke breek. En Here, ek wil bid dat U vandag kom stil staan by elke persoon, Here, wat vandag so bietjie hopeloos voel, wat vandag so bietjie op moedverlore vlakte is, Here. Ek wil bid dat U, Here, sal kom stil staan by ons elkeen en U woord sal seën. Dankie, Here. Amen. Oujaarsdag en Nuwejaarsdag is 'n lekker tyd, waar ons 'n bietjie tyd saam ons geliefdes en vriende spandeer, tyd van lag en partytjie hou en lekker eet. Maar hoe spandeer mense die nuwejaar in ander lande? Nou, AI sê dat nuwejaar word op verskillende maniere reg oor die wêreld gevier, soos om kos te eet wat geluk bring. Spanje eet 12 druiwe, lensies in Italië, en Filippyne dra mense polka dot klere en hulle glo dit bring geluk vir die nuwejaar. Sekere kulture glo om harde geraas te maak op nuwejaarsdag, soos in Japan lei hulle klokke, Denemarke breek hulle borde of hulle spring af van stoele as teken om in te spring in die nuwe jaar. Die dra van spesifieke klere soos rooi wat geluk bring of geel vir rykdom. Italianers dra graag rooi onderklere om die nuwe jaar te vier. Brasilië glo om in die see te duik vir nuwe jaar of wit klere aan te dra. Colombia glo hulle daarin om nuwe jaar te vier deur om met 'n leë tas te loop. In Griekeland, hulle breek graag granaatvrugte op die dag. Hulle glo dit is 'n teken van vrugbaarheid. Hulle sal ook graag eie ophang as teken van vrugbaarheid en goeie geluk. Skotland natuurlik hou hulle Hogmanay. En in Ierland slaan hulle potte en Roemanië trek hulle aan soos beere. In Suid-Afrika, hulle vier daar nuwe jaar deur om meubels uit vensters te gooi. Nee, regtig, hy sê dit. Hoe vier jy nuwe jaar? Dis dalk nie vir jou vandag 'n tyd van feesviering nie. Dis dalk 'n hartseer tyd vir jou. Miskien het jy nie 'n maklike jaar gehad nie, of miskien voel jy baie moedeloos oor die jaar wat voor lê. Jy's op die regte plek vandag. Ek het 'n boodskap vir jou van hoop vir die nuwe jaar. En ek doen dit vandag aan die hand van Matteus 14 vers 22 tot 23, waar ons lees van die verhaal van Jesus wat op die see aangeloop kom na sy disippels in hulle storm. Maar ek wil so 'n paar temas uitlig en ek wil begin waar Jesus alleen met God spandeer het. In Johannes 15 sê Jesus, ek is die ware wingerdstok en julle die lote. As julle in my bly, sal julle vrug dra. Jesus het daagliks met God tyd spandeer. Ons moet ook inprop, net soos ons selfone daagliks laai, moet ons ook ons batterye daagliks laai deur om in te prop by God, ons ewige lewenskragbron. Ek hou van die vergelyking wat Johannes gebruik van 'n wingerd, en dit laat my dink dan dat as die druiwekorrel nie ingeprop bly by die wingerdstok nie, dan val hy af en hy word 'n rosientjie, 'n tweedehandse druiwekorrel. Wat is jy vandag? 'n Druiwekorrel of 'n rosientjie? Die woord entoesiasme kom van die woord entheo af, in God. Voel dit vir jou dalk of jy jou spaak verloor het? Dalk is dit tyd dat jy weer moet begin inprop by God. Dit bring my by die volgende tema.
maar waar ons verder lees hoe die disippels op die storm woed teen hoë golwe en die wind was teen hulle. Miskien voel jy vandag so asof alles teen jou is en jy nie kans sien vir die nuwe jaar nie. Ons lees hoe Jesus opdaag. Ons lees hoe Jesus aangeloop kom, kalm en in beheer na die bootjie toe. Die disippels sien Jesus en hulle skreeu want hulle dink dit is 'n spook. Dalk voel jy lus om te skreeu. Dalk het jy 'n spook gesien. Toe jy jou bankrekening oopgemaak het of dalk 'n brief gekry het van jou kind se skool. Matteus sê dat Jesus kom net voor dagbreek na hulle aangestap. Dis die donkerste tyd van die nag wanneer die môrester op sy sterkste skyn. Openbaring sê Jesus is die blink môrester. Hy daag op om 'n nuwe dagbreek ook vir jou in onstuimige see aan te kondig. Matteus 14 vers 27 sê so mooi dat Jesus hulle kalmeer met die woorde: "Hou moed, dis ek. Moenie bang wees nie." Hy sê vandag ook vir jou, moenie bang wees vir die nuwe jaar nie. Ek is hier. Hou moed. Toe Jesus vir hulle sê, "Dis ek," het hy met dieselfde autoriteit as God gepraat, toe God vir Moses gesê het, "Ek is," in Eksodus 3 vers 14. Hy kom aangeloop na jou ook daar in jou storm, waar die winde teen jou woed. Hy sê vir jou vandag, moenie bang wees nie. Hy sê, "Ek is hier. Ek is jou redder. Ek is jou geneesheer. Ek is genoeg." Lees in Johannes 18 vers 6 in die tuin van Getsemane toe die soldate vra na Jesus en sê, "Dit is ek." Toe val hulle almal flou toe hulle dit hoor. Daar is krag in Jesus se naam. Siekte sal val, bekommernisse sal val, storm sal stil raak. Jesus kom met daardie selfde autoriteit van God met Moses in die tuin van Getsemane en sê vir jou ook vandag, moenie bang wees nie. Ek is hier. Ek het iewers gehoor dat in die Bybel staan daar 365 keer moenie bang wees nie. Of eintlik as dit ware soortgelyke frases wat daarop dui dat jy nie moet bang wees nie. Dit is asof Jesus vir jou vir elke dag wil sê, moenie bang wees nie. Ek het vir elke dag voorsiening gemaak. Ons sien dat Jesus het hulle geskreeu gehoor. Hy hoor jou hulpgeroep aan. In Psalm 107 sien ons dit so mooi. In Psalm 34 sê hy sien jou trane raak. In Psalm 56, hy's naby die wat gebroken is van hart. Lees in Genesis 8 dat hy gedink het aan Noag in die ark. Hy sien jou raak daar waar jy dobber op die see, met die golwe wat teen jou woed. Hy is bewus van jou nood vandag. Ons lees verder hoe Petrus op die water loop, maar toe begin hy sink en toe hy die golwe raak sien. Ek wil jou weer bemoedig, hou jou oë op Jesus. Prop in by hom elke dag. Matteus 14 eindig so mooi waar Jesus toe in die bootjie klim en hoe die storm toe stil raak. In die nuwe jaar wat voor lê, nooi Jesus weer in jou bootjie in. Gee hom die volle kapteinskap oor van jou bootjie. Die storms mag dalk nie altyd dadelik stil raak nie, maar hy gaan met jou en hy sal jou na 'n mooi hawe toe lei. Ek sluit af met die storie van Horatio Spafford. Hy was 'n baie suksesvolle besigheidsman van Chicago. Die storie word vertel van 1871 toe sy seun van skarlakenkoors dood is en hy toe sy vrou en sy 4 dogters na Londen toe stuur op 'n welverdiende vakansie. Die boot sou hulle vanaf Amerika na Londen toe vat. Horatio het agtergebly om die besigheidsake af te sluit. Die storie gaan voort hoe Horatio later 'n telegram gekry het wat vertel dat die boot het gesink. Daar was 'n groot storm en al sy dogters is dood. Horatio het die volgende boot gevat en toe hulle naby die plek kom waar die boot gesink het, wys die kaptein vir hom. Daar word gesê dat hy het stil geraak en na sy kamer toe gegaan op die boot en 'n brief aan God geskryf met die woorde: As vrede my pad deur die wêreld verlig, as smarte my dreig te verniel, dan antwoord ek vry, wat 'n lot my ook tref. Dit is wel met my siel. Mag jy net weer vandag opnuut besef dat maak nie saak wat gebeur nie, dit is wel met jou siel, want God gaan met jou. Prop in by hom daagliks, soos die disippels geskreeu het in hulle uur van nood, roep na God in jou uur en nooi hom en hy sal kom. Hy verkondig vandag vir jou 'n nuwe dagbreek aan. In sy lig sien ons die lig. Amen. Kom ons bid saam. Here, so aan die einde van hierdie jaar, kom nooi ek u weer opnuut in my bootjie in. Kom gee ek weer volle kapteinskap en stuurskap van my bootjie aan u oor. Ag Here, dankie dat ek weet ek hoef nie bang te wees vir die jaar wat voor lê nie, want u gaan saam met my. Dankie dat u selfs daar binne in die storms wat woed, saam met my is en my nooit sal begewe, my nooit sal verlaat nie. Hou my vas, Here. Ek sien kans vir 'n nuwe jaar, vol van hoop en seën, want u gaan saam met my. Dankie, Here. Amen. Die Here seën u, gaan in vrede.